Heilig, heilig, heilig is U groot naam oor die uithoeke van hierdie wêreld. Vader, U het gespreek. U is nie 'n mens nie. U het nie iets nodig om iets te maak nie. U spreek en dit was daar. Laat daar lig wees en daar was lig. En tot vandag toe is U die Skepper God, maar U is ook die God wat ons onderhou. En daarom wil ons, en daarom mag ons as U kinders vanoggend tot U nader, want U hou ons vas in die holte van U hand. Ja, waarlik, ons name is op U handpalms ingegrafeer, sodat niks of niemand ons siele kan skade nie. Vader, ons dankie dat U weer eens op hierdie dag, op die eerste dag van die week, die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, hierdie heilige vergadering byeengeroep het. En dat U self die programbepaler is van hierdie dag. En dat U vir ons die opdrag gee dat ons in die erediens moet saamkom om onsself voor U te verootmoedig, om U te loof in sang en in gebed, maar ook om die woord te hoor, om die sakramente, die doop en die nagmaal te bedien. Dit is vir ons 'n besondere voorreg, Vader, om nog steeds getuies te kan wees van hoe U getrou is in U verbond, hoe U keer op keer, geslag op geslag, deur die apostel Petrus sê, hierdie belofte van die sakrament van die doop kom nie net vir julle toe nie, maar ook vir julle kinders en die se kinders, want dit is die verbond wat U met ons het, die verbond van Abraham, Isak en Jakob. Daarom dank ons U, dat wanneer ons vandag die water oor hierdie twee se voorkoppe sien rol, dat ons daarom kan dink, soos water die liggaam skoon was, so kom die bloed van ons Here Jesus Christus en dit kom was ons siele skoon, sodat ons regverdig voor U kan staan. Dankie, Vader, dat ons as gemeente en as vriende en familie van PJ en Jonathan saam kan wees. Dankie dat ons U naam kan groot maak, ondanks die omstandighede in ons land. Daarom dank ons U, Vader, dat U ons lei, sodat ons stem nie stil sal wees nie. Want hoe kan die bruid van ons Here Jesus Christus, hoe kan die liggaam van ons Here Jesus Christus se monde toe wees, as daar 'n passiewe oorlog teenoor gelowiges is? Ons sal nie langer stil bly nie, en dit erken en bely ons. Dit vra ons dan, Vader, gee ons die krag, gee ons die moed, want dit is nie wat die wêreld wil hoor nie, inteendeel, die wêreld is gaande oor die leuen. Maar ons as U kinders, ons beroep ons op die waarheid, want ons Here Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot Hom behalwe hulle wat in Hom glo. Daarom dank ons U, Vader, dat die stryd tussen geloof en ongeloof al woed dit nou voort, dat daar reeds 'n oorwinnaar is, ons Here Jesus Christus aan die kruis. En dat ons vanoggend vir 'n oomblik kan rustig en stil word, en dat ons kan besef dat ons 'n deel aan daardie oorwinning. Die oomblik toe hy uit die dood uit opgestaan het en die groot klip van die graf se ingang weggerol is, toe weet ons, die Ou Testamentiese profesie is vervul. Waarlik, ons Here Jesus Christus het opgestaan uit die dood as oorwinnaar. Ons bid nou dat ons U woord gaan oopmaak, want dit is wat die erediens is. Dit is 'n diens aan U wat die mens op die agtergrond stel, en daarom bid ons dat die verkondiging van die woord vandag oor die wêreld heen, dat U sal gee dat mense op die agtergrond sal tree, sodat U woord na vore kan kom en kan vrug dra in die harte van U gelowige kinders. Dit vra ons, maar ons verdien niks. Teendeel, ons verdien die ewige dood. Ons verdien die ewige straf, maar in en deur die werk van ons Here Jesus Christus het U gekom en ons die ewige lewe gegee. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.
23, as jy hierdie woord op die bord sien, dan is ek seker, dit vat 'n mens terug na jou kinderdae. Dit vat 'n mens terug na een van die eerste gedeeltes waarmee jy kennis gemaak het in die woord van God. Kom ons lees dit saam, Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie. Want U vertroos my, U stok en U staf. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly tot in die lengte van my lewe. Tot sover. Broers en susters, familie en vriende, en Jonita het my gevra om vanoggend hierdie psalm voor te lees, om die woord van God vir ons oop te breek uit Psalm 23 en in die lig van die doop kan 'n mens nie anders as om hierdie tema te formuleer nie. 'n skepie water van rus. En dit is wat die doop is. Dit is 'n absolute skepie water van rus. En hierdie psalm strek eintlik, as ons dit lees, van die oomblik wat jy in die moederskoot is, tot die oomblik wanneer die geliefdes om jou graf staan en besig is om jou graf toe te gooi. Hierdie psalm is 'n lewenspsalm. Een van die skrifvertalers sê, en ek glo nie ons kan daarmee verskil nie, hy sê, hierdie psalm is die parel van die psalme. En dan lei die psalm ons vanoggend na hierdie doopvond toe. En dit is asof daar in hierdie doopvond 'n skepie water van rus is. As mense hierdie psalm hoor, dan is dit soos musiek, wat 'n onrustige siel tot bedaring bring. Die krag van musiek is geweldig. Seker jy het ook al ondervind in jou lewe, dat as daar iets nie reg is binne nie en jy hoor die regte musiek, dat alles tot bedaring kom. En dit is wat hierdie psalm vanoggend aan jou siel doen. Dit is waarom soveel gelowiges op brandstapels en vuurpelotonne deur die kerkgeskiedenis, net voordat hulle doodgemaak word terwille van hulle geloof, daar staan en sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die psalm skets die verhouding tussen herder en sy skaap. En dan is dit nie toevallig dat in die woord van God daar na ons mense, ons gelowiges 200 keer na ons verwys word as skaap. Dit is die mees verwyste dier as gelowiges in die woord van God. Maar onthou, 'n skaap is 'n hardkoppige dier. Skaap is 'n dier wat daarvan hou om af te dwaal. Skaap is 'n dier wat daarvan hou dat as die een oor die pad hardloop, dan moet almal oor die pad hardloop. En baie keer kry ons nie ook skop in ons lewe nie. Ons hoor wat die wêreld sê en ons is te wandel om standpunt te neem. Hoe baie keer is ons nie soos die hardkoppige skaap wat 'n pad kies en 'n besluit neem in my lewe sonder dat ek op my knieë gegaan het om die herder eers te vra wat om te doen. En nou skryf Dawid uit die ondervinding van sy eie lewe. Hy was, onthou, as 'n jong seun, was hy sy pa Isaai se skaapvader. Hy was die herder van sy pa se skape. En in daardie tyd moet 'n mens by sê, 'n herder was een van die laagste forme van werk in die samelewing. Daarom was dit die jongste seun se werk. En daarom kry jy vir Dawid by sy pa se skape 24 ure 'n dag, somer en winter. Die skape word sy vriende, die skape word sy familie en sy geselskap. Maar as Dawid hierdie psalm neerlê, dan kom hy iets besonder mooi af. Hy kom agter, maar as dit by God kom, dan is God die herder en ek, Dawid, is die skaap. En nou maak hy die herder sy identiteit aan Dawid bekend. In Johannes 10 vers 11 sê Jesus Christus, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Hoor, moes Jesus Christus die laagste vorm van werk, 'n skaapwagter, aanneem. Jesus moes, soos die herder van ouds, om sy skape te red, die gestalte van 'n diensknegt om
in Hebreëus gebruik, is 'n besondere woord. Dit is 'n woord wat daarop dui dat Jesus Christus se herderswerk daaraan niks voorkom. En nou kom versorg die herder sy skape. Sy skape, ons en skape oor die algemeen, is nie baie flink en helder nie. Hulle verg baie aandag. Hulle is afhanklik van hulle herders vir versorging. Hulle is ook nie 'n dier wat hulle self baie goed kan beskerm nie. Hulle is weerloos teen die aanslag van roofdiere en dit maak hulle 'n baie onmaklike dood. Hulle het die herder voorsien. Hy lê sy skape neer by die diepte van God se woord. Omdat as hierdie Psalm so goed ken, is dit maklik om net sommer so vinnig oor te lees. Vers 2 sê, hy lê ons neer in groen weivelde. Jy het ooit gedink wat die implikasie is van daardie woorde, hy lê ons neer. In die praktyk gaan vra vir enige doel. Wil 'n skaap nie gaan lê as die toestande nie ideaal is. As daar te veel vliee en parasiete is wat hom pla, dan sal hy nie gaan lê nie. As daar te min kos is, dan sal hy nie gaan lê nie. En nou weet Dawid om die ideale omstandighede vir 'n skaap in Israel se warm woestynsgrond te kry, is nie maklik. Maar as dit by Jesus Christus kom, sy herderskap, dan word ek die skaap. En dan is daar vir my genoeg weiveld, genoeg voeding om te eet, soveel so dat ek kan gaan lê. Jy is al vanoggend moeg. Lewe dalk vir jou 'n paar houe uitgedeel, veral in die jare waarin ons geleef het. Maar dan kom sê Jesus Christus vanoggend vir jou in hierdie woorde Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. Ek sal vir julle rus gee. Hierdie goeie herder voorsien verder vers 2, na waters waar rus is. Daar kom die tema van die doop vandag. Na waters waar rus is, lei hy my neer. Weer eens in die praktyk weet Dawid hoe dit werk om 'n skaapsherder te wees. As 'n skaap nie skoon water kry en hy is dors, dan sal hy enige water kry. Selfs water wat daartoe lei dat daar parasiete binne hom uitbreek. En dit was 'n groot uitdaging om die regte water vir 'n skaap te kry. En dit is ook die lyn wat ek dan nou wil deurtrek in ons lewe vandag toe. Aktueel, wat neem jy in? God bring jou by waters waar dit is. Jy sal baie keer hoor mense sê, jy is wat jy eet. Dit werk presies so in die geloof ook. Jy is wat jy eet. Jy word wat jy inneem. En dit is wat Jesus Christus vanoggend vir jou wil gee. 'n Skepie water van rus. Maar nou kom Jesus in sy herderskap en hy sê vanoggend vir julle, Janita, sê hy vir julle as sy skape, Johannes 7 vers 37, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en laat hy kom drink. Hy is die bron, hy is die fontein van suiwer water. En as ons vanoggend hier doop, dan is hy die herder, wat as dit ware 'n skepie water van rus in Psalm 23 vir julle in hierdie doopvond omgooi. En nou sien ons wat hierdie water is. Hierdie water is sy bloed. Dit sê die katekismes. Die water, so seker as wat water in my liggaam skoon was as ek vuil is, so seker was Jesus Christus se bloed my siel skoon tot die ewige lewe. Ons as sy skape het oorgenoeg weining. Ons word neergelê met skoon drinkbare water. Jesus Christus self, hy is die lewende water. Maar die herder voorsien om verder, hy verkoop my siel. Hoor die pragtige Hebreëse hierdie woord. Hy verkoop my siel. Dit is 'n beeld van 'n skaap wat nadat hy genoeg geëet het gaan lê. En dan lê hy op 'n plek wat nie gelyk is nie. Dan gebeur dit partykeer dat 'n skaap kan omrol en op sy regterhande kan. Dit is die beeld van die Hebreëse hierdie woord. Hy verkoop my siel. En nou sien ons in jou geloofsoog, sien jy die skaap daar lê, bene in die lug, verward, bang, besig om te spot. En dan sê een van die skrifverklaarders, in die praktyk bou daar gasse op in hierdie skaap se pens, waar die bloed vloei na sy bene toe afsny. En dit veroorsaak dat daardie skaap oor 'n paar ure dood is. En dan nou sê daar, hy verkoop my siel. Dan het hy hierdie beeld in gedagte van ek as hierdie doodbang, skoppende skaap wat op my rug lê, met my voete in die lug, wat nie
jou siel verkoop, die een wat jou ophelp, as jy nie meer kan. Nadat my herder my opgehelp het, nadat hy my afgestof het, dan omlei hy my in die regte rigting. Soos 'n skaap het ons onsself geen benul van enige rigting. Daarom sê vers 3, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam omval. En die spore, ook in die Hebreëse taal, verwys na 'n reeds uitgetrapte voetpad. Met ander woorde, iemand het al daar geloop, voordat ek daar geloop het. En hierdie pad is die pad van geregtigheid, sê die Psalm. En hierdie pad van geregtigheid praat Paulus van in Romeine 3:22, as hy sê, die geregtigheid van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal wat glo. Ons goeie herder het hierdie pad vir jou om uittrap. Deur sy kruisdood kom lei hy jou nou op sy spore van geregtigheid. Vers 4 sê, al gaan jy ook in die dal van doodskaduwee, sal jy geen onheil vrees nie, want u stok en u staf, die vertroos my. Omdat my goeie herder Jesus Christus my in die spore van geregtigheid, sy herderswerk, sy kruisdood, sy werk op die kruis op Golgotha lei. Daarom kan ek nie bang wees vir die dood. Daarom sal ek nie bang wees vir die dood nie. Daarom sal ek ook nie bang wees vir situasies in my lewe waarin ek in 'n dal van doodskaduwee verkeer nie. Christus vra jouself die vraag af, kan die skaduwee van 'n hond byt? Kan die skaduwee van 'n leeu jou aanval? Nee. Die skaduwee van die dood, so noem die Psalm dit 'n doodskaduwee, kan vir jou geen kwaad doen. En in elk geval, as jy 'n skaduwee het, impliseer dit dat daar ergens lig moet wees. En dit is wat die dood moet jy mooi verstaan. Agter die dood staan Jesus Christus wat gesê, ek is die lig van die wêreld. En al val die doodskaduwee baie keer oor ons, agter ons staan hier die enorme lig. Dit is wat die goeie herder ook vir Paulus sê in 1 Korintiërs 15:55, vra Paulus, dood, waar is jou almal? Doderyk, waar is jou oorwinning? Jy is maar net 'n skaduwee, jy is leeg, jy beteken niks. En hierdie dal van doodskaduwee, en hierdie moeilike tye in ons lewens, sien Dawid twee dinge in die goeie herder se hand, wat hom vertroos. Hy sien 'n stok en hy sien 'n staf. Weereens weet Dawid, hy sy herdersdaal waarvan God hier praat. Die stok met so 'n groot, lekker knop aan die bokant, wat mens amper dink aan 'n knopkierie. Dit is deur die herders gebruik in daardie tyd om 'n roofdier mee dood te slaan, wat sy skape bedreig. En so bewaar God ons oop, so bewaar Jesus Christus ons oop, dat as die Satan of sy demone naby ons kom, dat hy as het ware as goeie herder die knopkierie uithaal en hulle verwoes. En dan ook die ander wat Dawid sien, die staf. Die staf in daardie tyd deur die herders was 'n lang stok geweest met 'n groot waaipunt aan die bokant. So het die herders dit ook gebruik dat as die staf, of eerder as die skaap afdwaal van die pad af, want die herder het die staf gevat en hy het om die skaap sy nek geruk en hy het hom teruggeruk na die kudde. En dit is wat Jesus Christus baie keer in ons lewe ook doen. Wanneer ons voel, ek leef nou ver van hom, wil nie meer deel wees van sy geloofsfamilie nie, dan haal hy as goeie herder die staf uit om my te ruk. En dit doen hy keer op keer. Hoor die geloofsgroei wat by Dawid plaasvind in die Psalm 23 vers 2 en 3, is ideale omstandighede. Nou praat Dawid oor God in die derde persoon, so asof hy 'n bietjie verder is. Hy lê wat my neer, hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid. Maar vers 4, as Dawid in die doodskaduwee kom, dan is dit nie meer hy nie, dan is dit die tweede persoon. U is met my, u stop en u staf die vertroos my, u berei die tafel, u maak my hoof vet met olie. Dit wys vir Dawid en vir elkeen van ons vanoggend, hoe God in die swaar tye in my lewe gebruik, om die staf, om my nek te vat, en my terug te ruk na hom. In vers 5 en 6 is die tweede beeld van die Psalm. Gebruik die Heilige Gees 'n praktiese voorbeeld, ook weer uit Dawid se lewe. Dawid was eers 'n skaapwagter, en toe word hy 'n koning. Dit is die gang van hierdie Psalm. Herderskap, maar nou word Dawid 'n koning, en nou verduidelik die Heilige Gees ook weer vir hom, gasheer eregas. Dawid as
weer eens besef Dawid, as dit by God kom, dan is ek nie meer die gasheer nie. Dan is hy die gasheer en ek is die eregas. En met ons as gaste gebeur dit nou 'n paar dinge in God se paleis. Psalm sê die tafel word vir my berei. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Weer eens gebruik die psalmdigter Dawid 'n kragtige beeld van daardie tyd. Daardie tyd het 'n gasheer olie op gaste se voorkoppe gesit as hulle by die feesmaal aankom. Daardie tyd was daar nie 'n stort of 'n blad nie so redelik beskikbaar nie. So met ander woorde, hierdie olie het gedien as 'n reukmiddel sodat daar nie slegte reuke die reuk van die kos bederf nie. Maar olie was ook 'n simboliek van vrede. As daardie gas by daardie paleis instap en die koning sit olie op sy voorkop, dan hoor die gas, ek is bly, jy is hier. Ek is bly, jy is my omkuier. Maar ook maak ons gasheer ons bekers vol, sodat dit oorloop. En dan kom sit hierdie gaste nou daar aan die tafel, en dan kom die skinker ingestap, en hy gaan na die gasheer, en hy vra vir die gasheer, moet ek die bekers vol maak? Dan sê die gasheer, maak vol. Dan drink die gaste die eerste ronde hulle bekers leeg, en dan kom die skinker weer, en dan kom vra hy, wie se bekers moet ek nou verder vol maak? En dan sê die gasheer, maak net die, met wie hy lekker gekuier, met die wie se teenwoordigheid hy geniet het, se bekers word volgemaak. En nou sê Psalm 23, jy is 'n eregas wat daar sit aan die tafel, en God kom maak met die tweede ronde, nie net jou beker vol nie, God geniet jou teenwoordigheid so in en deur ons Here Jesus Christus, dat jou beker begin oorloop. As gevolg van Jesus Christus, 'n spore van geregtigheid, maak God nie net ons bekers vol nie, hy laat ook ons bekers oorloop. Dit wil volgens vir jou iets sê. 'n Gas is 'n ding wat kom en gaan, maar Dawid besef nou mooi, as ek daar aan tafel sit, is ek nie meer 'n gas nie. Ek is 'n permanente inwoner. Hy is nie net meer 'n gas nie, en dit sê Jesus in Johannes 10 vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle ooit weer uit my hand kan neem. So kom daar geloofsversekering by Dawid. So kom daar geloofsversekering by jou vanoggend, dat hierdie Psalm afsluit. Ek sal in die huis van die Here bly, tot in lengte van die tyd. Pee en Jonita, en klein Pee, kom vat vanoggend hierdie skepie water van rus, die goeie herder, vir julle gee as sy slawe. En kom ondervind hoe hy julle voorhoofde vet maak met olie. Hoe hy vir julle daardeur wil sê, ek is bly, julle is in my teenwoordigheid. En hoe hy julle dan uiteindelik maak, ewige inwoners maak van sy paleis. Dit sê Jesus Christus word vanoggend gebeur. Dit is wat nou gaan gebeur. Openbaring 22 vers 4. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde geskryf wees. Die goeie herder, Jesus Christus. Amen. Ek vra dan nou dat klein Pee ook na vore gebring word. Ons sal voort met die bediening van die Heilige Roep. Terwyl hy na vore kom, ek vra dat nadat ons die sakrament van die doop bedien het, dat ons as gemeente sal staan, en dat ons aan hulle die seënbede van Psalm 134, die 4de vers, sal saamsing. Petrus, Jakobus, William, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Petrus, Jakobus, William, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen.
ons ingegaan het as skaap in die kudde van ons Here Jesus Christus, as eregas en permanente inwoner by sy tafel. Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê. Die Here sal jou seën en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat